Eksodus 40 vers 9 sê, dan moet jy die salfolie neem en jy moet die tabernakel salf en alles wat daarin is en dit heilig met alles wat daarby behoort en dit sal heilig wees. Soos wat Moses en die kinders van Israel die tabernakel van God voltooi, gee God Moses 'n opdrag om olie te vat en alles daarin te salf. Elke gordyn, elke stukkie meubelment, kledingstukke en elke priester was gesalf. Sonder daardie salwing kon niks vir God se doel gebruik word nie. Kon niemand naby God wees of sy teenwoordigheid ervaar nie. Die geestelike leiers van die dag het die salwing verruil vir mensgemaakte reëls en leë tradisies. Sonder daardie salwing kon niks gebruik word vir God nie. Jesus noem hulle wit gepleisterde grafte vol dooie beenderre. Uiteindelik het hulle gelyk soos gelowiges, maar hulle lewens het die geldigheid van die krag daarvan ontken. Mag en posisie was vir hulle belangriker as die teenwoordigheid van God in hulle lewens. Het ons al ons trots verruil vir sy krag? Wat maak ons kerkbyeenkomste anders as enige ander byeenkomste? Die salwing. Sonder dit is daar geen krag nie en sal ons nie sien hoe die verlorenes huis toe kom nie, hoe kettinge gebreek word nie en mense vrykom van verslawing nie, of vir die onmoontlike wat 'n realiteit raak nie. Daar is geen plaasvervanger vir die salwing van God nie, my vriend. Dit bring krag en lewe en 'n ontploffing van oorvloed. Abba Vader, baie dankie vir hierdie amazing woord in Eksodus 40. Dankie Here vir u salwing weer eens. Sonder daardie salwing kan ons glad nie vir u koninkryk gebruik word nie. Dankie Here. Dankie dat ons die wit gepleisterde grafte vol dooie beenderre is nie, maar dat ons lewe en lewe in oorvloed. Dankie Here. Ons loof u, ons prys u en ons eer u in Jesus se naam. Amen.